En dan die laaste issue waaroor ek net vinnig wil gesels, en dit is nogals vol op sosiale media, is die kaartjieverkope tussen die Springbokke en Engeland hierdie Saterdag by Ellis Park. Nou ja, mens kan 'n hele lang gesprek voer oor redes daarvoor en Ellis Park spesifiek. Maar een van die dinge wat 'n mens nie moet oorkyk nie is die pryse van die kaartjies. Dis die goedkoopste is R950, die duurste is R3000. En ek wil my stems gooi saam met baie van die ander sosiale media rugby kommentators en sê vir SA Rugby, wat dink julle? Wat dink julle? Hoeveel geld dink julle verdien die algemene of die gemiddelde Suid-Afrikaanse rugby ondersteuner? En een van die SA Rugby mense het blykbaar met 'n flou verskoning uitgekom van die oorlog in Irak. Nou as jy kan my verduidelik wat het die oorlog in Irak te doen met kaartjiepryse op Ellis Park, dan sal ek graag vir jou 'n troostprys wil stuur. Maar dit is definitief nie die rede nie, want die kaartjiepryse is lankal reeds hoog. Die omgewing rondom Ellis Park is lankal reeds 'n probleem en jy gaan sukkel om mense te oortuig om op 'n Saterdagmiddag Ellis Park toe te ry, en dit sien ons met die leeu bywoningsgetalle ook ongelukkig. Ek sal net dit sê as 'n getroue leeu ondersteuner, wanneer jy eers by Ellis Park is en spesifiek in die geallokeerde parkeerareas en omheinde areas, dan is dit fantasties om daar te wees. Is daar absoluut geen probleem nie. Die probleem is om tot by Ellis Park te kom. Dis nie dis nie die area waar jy regtig jou gesin heen wil vat op 'n Saterdagmiddag nie. Jammer as ek nou so reg is daaroor. En om net terug te kom na die kaartjiepryse, as jy jou vrou en sê net maar 2 kinders wil vat en 'n redelike goeie sitplek wil hê, dan gaan die kaartjies jou klaar R12,000 uit die sak jaag. En dan praat ons nou nie nog van die vervoer en die eetery en daai tipe van goeder wat jy ook nog gaan spandeer nie. So jy praat van R13,000 of R14,000 vir 2 of 3 ure wat jy gaan spandeer om lewendig na die Springbokke te gaan kyk. Ek dink dis absurd. SA Rugby, ek dink julle beursies is vol genoeg. Hierdie idee dat SA Rugby altyd sê dat hulle die game na die mense toe wil neem, moet ek ook oor vra, en dit is die ooreenkoms wat hulle het om provinsiale en nasionale en internasionale rugby net aan DStv te verskaf, waarvan skaars 1% van die land se mense DStv premium het. Waarom kan hulle dit nie ook vir die SAIK en ETV gee nie, of ordentlike uitsaai dienste lewer op YouTube of so iets nie. Ek dink dis tyd om julle beursies eenkant te sit en te kyk na wat werklik belangrik is vir Suid-Afrikaanse rugby en nie net julle eie gatsakke nie. Van my, Hendrik Fourie, ek hoop jy het 'n wonderlike week verder. Sterkte aan die junior bokke môre en sterkte aan die Springbokke. Ek weet ons sien uit na 2 goeie wenne teen die einde van die naweek. Cheers.